Goeiemôre. Vandag gaan ek 'n groot projek aanpak. So ek het die doek reeds voorberei. Ek het sommer met 'n kwas die wit geverf. Ek wil dit nie te dik hê nie, want wat ek gaan doen, ek gaan dit nie gooi. Ek gaan dit nie gooi nie. So ek wil hê die buis moet redelik dun wees. Die kat wil help vandag. Sy laat haar nie maklik uitsluit as daar opgewondenheid is nie. Goed, so ek is nie seker of ek nou, dis nou net my gevoel, so kom ons hoop dit is reg. Ons sal wel sien. Goed, so hierdie is 'n lekker lang doek. So jy kan 'n bietjie iets interessant doen. So wat ek wil doen, ek wil net die middel bepaal. Hierdie enetjie is redelik wyd, so ek gaan hom daar sit. Die ouetjie daar. Goed, so ek gaan 3 blomme maak. Maar ek wil nou nie hê hulle moet noodwendig in mekaar ingaan nie. So wat ek gaan doen is, ek het nou besluit op die kleure. So wat ek gaan doen, in die middel gaan ek rooi, swart en goud maak. Aan die kant gaan ek wit en swart en silwer. En aan die kant wit en swart en bronserige kleur. Maar ek gaan hulle al 3 op dieselfde tyd moet pol. So dit gaan nou 'n redelike reëlery afgee. So nee. Ons maak so. Laat my koppie nie raas nie. Goed. En dan die wit en swart. Okay, so kom ons begin. Ek gaan met almal swart begin. So hierdie is sommer die onderkant van waterbottels wat ek gesny het. Kyk nou, my magtig Liesel. Seker nie die grootste probleem nie, maar kom ons haal dit nou af. Dit is nie my patroon nie. Small mishap. Dit is vinnig regstel. Goed. So ons begin met swart. Sonder om te druk. Right. So hy gaan nou in daai gleusies inloop. So doen ons dan nou dieselfde met die ander. Hier gaan die kleur insit voor ek die wit doen. Aan die kant gaan ons silwer gebruik. Aan die kant goud.
So die verf is gemeng met 'n bietjie vloei medium en elke bakkie het seker so 3 druppels silikoon in. En jy kan sien dis redelik dik gemeng. En die rede daarvoor is omdat ek graag wil hê hy moet sy blommetjie mooi hou. Hier is weer daai bronskleur wat ek vroeër gesê het, ek hou baie van. Maar die verf self, ek wonder of die verf nie 'n bietjie oud is nie. Ek sukkel bietjie om dit te meng. Goed, en dan die wit. En my middelste een kry 'n ekstra kleur. Right, so nou gaan ek in vir nog 'n ronde. So. Die kant. En my mooi brons. En 'n koper. Koper. Goed, so nou wil ek dit net 'n oomblik gee dat hy so bietjie settle en dan gaan ek nog 'n ronde doen. Ek dink ten minste nog 1 ronde, maar wat ek gaan doen is ek gaan die blommetjie in die middel gaan ek so bietjie draai dat ons net 'n interessante goed, en dan gaan ek weer 'n ronde gooi.
die ouetjie. En die ouetjie. Goed, so ek voel daar's genoeg verf. Ek gaan die ouetjie nou uithaal. Kies ek hier rek vir 'n tool. Net 'n bietjie hulp nodig. So, en die ouetjie. Nee, wat het van die handskoene geword vandag? Een mooi spiralkie in die middel van elkeen. As ek nou 'n heatgun gehad het, sou ek elkeen nou 'n bietjie bedien het, maar die het ek nou nie. Goed, so nou kan 'n mens, jy kan 'n servet gebruik. Of so 'n lappie. Ek gaan probeer. Eintlik sal ek graag 'n servet wil gebruik. Ek dink nie ek het genoeg plek nie. Ek is net vinnig toets. Kyk of ek genoeg plek gaan hê om dit te doen.
gaan hom bietjie sny. Ek sien of ek nou hier Hey. Die een mag nou nie daar raak nie. Nou, 'n bietjie van 'n fumble, want die goed is nou regtig redelik naby aan mekaar. Ek soek nou 'n skêr. Dankie. My kamera assistent is nou 'n verfassistent ook, daai dan. Okay. Eens kyk, hoe gaan die een werk? Okay, moet ek weer redelik 'n stukkie afsny. So met die skêr hier by die hand. As jy dit nou reg doen, dan sit jy dit van 'n kant af. Sodat jy al die, ek weet nie of dit nou uitgekom het op die kamera nie, maar wat jy wil hê is dat al die lig uit is. Goed. Nou die versek wat ek hier het is baie dun. So ek hoop hy gaan genoeg van die verf oplig, dat die tegniek werk. Maar ons kan maar net probeer en kyk hoe dit uitwerk. Goed, so as julle van naby kan kyk, gaan ek probeer om die en so te doen, dat mens kan sien hoe die lig uitbeweeg. Amper soos wanneer jy 'n tempered glass beskerming op jou selfoon sit. En soos met die selfoon, kan jy dit of reg kry, of jy kan nou 'n klomp bubbles daarin hê wat jy nie wil hê nie. Right. So nou is dit die oomblik van waarheid. So hierdie een lê nou al 'n rukkie in rus. So kom ons begin met die punt. Hierdie gaan 'n challenge wees. Kom ons begin met die punt. Aan daai een. En dan hopelik kan ons die ouetjie vasvat. Die een. Het is 'n baie dun servet. So weer eens, wat ek nodig het daar is 'n heat gun. Maar either way, ons het nou die ding nie.
ons so en dan twiste kom as ek hom oplig. En kom ons kyk hoe het hierdie een uitgekom. Die koper. En 'n twist. Right, hoe lyk dit? Interessant. So mens wil hom nou 'n bietjie los. Hierdie ene vorm nou mooi selle hier. Hierdie ene nog nie regtig nie. As ek net bietjie hitte daarop kan sit, dan sal hy mooi uitkom. Ek is altyd so wat ek kon gedoen het, ek kon die laag so 'n bietjie dunner gemaak het en meer, dan was daar meer diepte, of hierdie het dan nou meer 'n oop patroon. Right, so ek gaan definitief hierdie een weer doen as ek uiteindelik 'n heat kan gekry het, en dan gaan ons nog 'n video daarvan maak. Kry 'n bietjie daar en dis baie mooi vir my, daai selle wat daar vorm. So hoe langer ek kom nou, as ek kom nou so 'n rukkie los, dan gaan daar nou meer selle kom. So ek sal in my volgende video sal ek wys hoe lyk sy droë resultaat. Right, dankie dat julle gekyk het. Laat my weet wat julle dink. Laat my weet wat julle dink ek anders kon gedoen het. Enige raad en advies word grootliks waardeer.